Raak jy opgewonde as iemand onverwags aan jou deur kom klop? Of die deurklokkie vir jou lui? Of gaan loer jy dan altyd eers versigtig deur die venster, want dit kan 'n vriend wees of 'n bedelaar, maar dit kan ook iemand wees wat met kwade bedoelings kom. Dit kan selfs die diaken wees wat kom kollekteer. In Openbaring 3 vers 20 sê Jesus, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En wanneer Jesus klop, is dit met 'n doel. Hy wil inkom. En jy sal weet dit is hy, jy sal nie hoef te gaan loer by die venster nie, want die Bybel sê, hy sal na jou roep. En jy kan ook maar weet, hy kom altyd met goeie bedoelings, en hy sal vir jou sê wat die doel van sy besoek by jou is. Kyk, by jou deur sal hy iets anders sê as wat hy by my deur sal sê, want my en jou lewens verskil mos. Ons diepste behoeftes verskil, maar die Here Jesus weet wat jy en ek nodig het. Hy weet beter as wat ons self weet. Hy weet ook as daar dringende verandering in my of jou lewe nodig is. En dan sal hy kom klop, omdat hy jou lewe betyds wil kom verander. Hy wil dit kom nuut maak betyds. Net so weet Jesus ook of jy troos nodig het. Hy ken mos jou gebede, hy hoor dit elke dag. So dan sal hy klop om jou te kom troos. Ja, wanneer Jesus kom klop, maak hy nie die deur self oop nie, al kan hy. Hy sê so mooi, as jy vir my oopmaak. En as jy nie oopmaak nie, dan breek of skop hy ook nie die deur af nie. Hy wag vir jou om oop te maak. Want jy hoef nie in jou lewe self jou lewe te verander, of self jou probleme op te los nie. Maar jy moet daarom net die deur vir hom oopmaak, want daarmee wys jy vir hom, jy vertrou hom, en jy het hom nodig. So, hoe klop die Here Jesus? Wel, elke keer as jy die Bybel oopmaak en lees, dan klop Jesus aan jou deur. As jy enige belofte in die Bybel raak lees, dan is dit eintlik Jesus wat klop, en dan kom sê hy vir jou, ek wil daai belofte vir jou waar laat word. En as jy 'n vermaaning lees, dan kan dit ook hy wees wat vir jou betyds op die regte pad wil kom neem. Elke keer as jy 'n geestelike boodskap hoor, soos hierdie een waarna jy nou luister, dan is dit die Here Jesus wat klop. En wanneer Jesus kom klop en jy maak oop, al is dit net op 'n skreefie, dan sal hy inkom. Want hy wil baie graag in jou lewe wees. Hy wil jou gebede verhoor. Hy wil salf aan jou innerlike pyne kom smeer. Hy wil vir jou raad kom gee. Hy wil vir jou moed kom gee. Jy vra dalk ook, maar hoe maak 'n mens die deur oop? Baie maklik. Net soos jy iemand by jou deur wat geklop het, as jy so iemand innooi, net so nooi jy vir die Here Jesus ook in. Kom maar binne asseblief, welkom by my. En jy doen dit deur 'n gebed. Jy kan net sê, asseblief Here Jesus, kom in my huis in. En nie net in my sitkamer nie, sommer my hele huis, elke hoekie, elke vertrek van my lewe, my hele huis. Partykeer is 'n mens mos skaam om iemand in te nooi, want miskien is jou huis nie aan die kant nie, daar lê dalk dinge rond wat jy nie sal wil hê ander mense of Jesus moet sien nie. Jy dink jy wil eers gou skoonmaak, opruim, alles regtrek, miskien 'n paar dinge wegsteek. Maar met Jesus hoef jy nie eers jou huis of dan jou lewe reg te kry voordat jy hom innooi nie. Nee, jy nooi hom in en dan begin hy saam met jou huis skoon te maak. Want die ding is, daar is dalk dinge wat moet skoonkom, wat moet uitkom, wat jy nie eens besef nie. Maar dis ook hoekom hy klop. Hy wil jou kom help skoonmaak. Hy wil jou hart kom skoon en gesond maak, sodat jy 'n fantastiese nuwe lewe kan leef. Dit beloof hy, ek sal inkom en ons sal saam 'n maaltyd, 'n feestelike tyd hou. So al wat dalk nog tussen jou en 'n fantastiese nuwe lewe lê, is 'n toedeur, maar hierdie is 'n deur wat jy self moet oopmaak wanneer hy klop. En hy klop nou, gaan maak sommer nou vir hom die deur oop. Dankie Here Jesus, dat U so geduldig, so gereeld aan my hart se deur kom klop, en dat U goeie bedoelings het met my. Ek maak regtig nou weer my deur vir U wyd oop,
Elke vertrek van my lewe se deur vir U maak ek nou oop. Amen.